Goeiemôre liewe vriende en welkom by 'n nuwe jaar, nuwe week en nuwe ontmoetings met God deur die Koffie vir jou siel oordenkings wat ek met julle deel. Vandag is die 5de Januarie 2026. Die titel vir vandag, wat beteken dit om tyd alleen met God te hê? En ons tema vir die week, boustene vir jou tyd met God. Die meerderheid van die Koffie vir jou siel oordenkings is toegewy aan 'n ontmoeting met God en die leer van sy karakter. Maar nou en dan gaan ons 'n paar leringe en gereedskap gebruik wat sal help om God tot groter dieptes na te streef. Hierdie week gaan ons terug na die basiese beginsels en 'n paar geestelike dissiplines leer wat ons sal help om hom op dieper, meer transformerende maniere te ontmoet. Mag 2026 gevul wees met nuwe ontmoetings met die Vader en mag sy genade, goedheid en guns met elkeen van julle wees in hierdie nuwe seisoen van ons lewens. Die sleutelvers vir vandag kom uit Psalm 27 vers 8. Ek onthou wat u gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Die oordenking, gemaak vir sy teenwoordigheid. Ons dra almal 'n diep honger na betekenis, 'n verlange na liefde, passie en doel wat niks in hierdie wêreld ten volle kan bevredig nie. Of jy nou jarelank met God gewandel het of steeds na hom soek, die skrif verseker jou dat God jou intiem ken en jou onmeetbaar liefhet. Sy gedagtes teenoor jou oortref die sandkorrels en sy begeerte is om jou dae te vul met vrede, doel en die transformerende krag van sy teenwoordigheid. Hy alleen kan die pyn binne in jou bevredig. Elkeen van ons het transformasie nodig. Ons is deur God se eie hande gevorm. Deur sy gees is lewe in ons geblaas en met voorneme en sorg het hy ons saamgeweef. Jy is op 'n wonderbaarlike wyse gemaak vir 'n verhouding met jou Skepper. En dieselfde God smag daarna om jou daagliks te vorm, om te genees wat gebroke is, te herstel wat moeg is en jou lewe te merk met die skoonheid van sy nabyheid. Sy teenwoordigheid is nie net vertroostend nie, dit is lewegewend en transformerend. Hierdie transformasie vloei uit een primêre bron, tyd alleen met God. Net soos ons 'n kers nie sonder 'n vlam kan brand nie, kan jou hart nie met passie, vreugde of doel brand, sonder om die vuur van God se liefde te kom nie. Daaglikse tyd in sy teenwoordigheid word die katalisator vir helderheid, krag en blywende tevredenheid. Niks anders, geen prestasie, geen verhouding, geen afleiding, kan voorsien wat sy nabyheid bied nie. Die Skepper van die heelal wag geduldig vir jou en smag daarna om jou te ontmoet en sy standvastige liefde te openbaar. Die uitnodiging is joune om te aanvaar. God is 'n onbeperkte oseaan van genade, gereed om enige hart te vul wat met openheid en begeerte na hom toe kom. Soos jy kies om sy aangesig te soek, sal jou verlangens vervul word, jou identiteit verseker word en jou lewe getransformeer word deur die diepte van sy liefde. Soos Dawid, laat jou hart op God se roepstem reageer met 'n eenvoudige en heelhartige ja. Ek is hier om u te dien, Here. Maar hoe pas ons dit in ons persoonlike lewe toe? Die sekerste manier om in God se transformerende liefde te leef, is om hom daagliks te ontmoet, veral in die stilte van die oggend. Gewoontes mag dalk moeilik wees om te vorm, maar geen strewe dra groter waarde as om nader aan jou Skepper te kom nie. Die oomblikke wat jy hom gee, is ewig in waarde. Vorm jou hart en anker jou lewe in sy teenwoordigheid. Kies 'n tyd wat jy kan hou en vra God elke aand vir die genade om op te staan en hom te soek. Soos jy dag na dag na hom terugkeer, sal jy vind dat sy nabyheid jou vreugde word. En tyd saam met hom sal jou grootste plesier word. Mag jou dae gevul wees met sy vrede en mag sy teenwoordigheid die bestendige ritme word wat alles transformeer. Die aanbiddingslied vir vandag is deur Martin J. Nystrom, gesing deur Tim Rice van North Palm Worship, getiteld
as the deer. And as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. My friend, and you are my brother, even though you are a king. And I love you more than any other, so much more than anything. Strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Kom ons bid saam. My hemelse Vader, wek in my 'n diep honger na u teenwoordigheid. Leer my om u aangesig bo elke afleiding te soek en om my lewe, my doel en my vrede in u alleen te vind. Ontsteek my hart elke oggend met 'n vars begeerte. Laat u liefde my gedagtes, my emosie en my dade transformeer. Ontmoet my in die stilte en vorm my deur die krag van u nabyheid. Ek maak my hande en my hart vir u oop. Vul my met die vreugde van u teenwoordigheid en lei my na die volheid van die lewe wat kom om u daagliks te soek. In u heilige naam, amen. Ons kan ook verder uit die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordenking. Die eerste vers kom uit Jeremia 29 vers 13. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra.
God beloof dat diegene wat hom met opregtheid najaag, hom diep en persoonlik sal ontmoet. Die volgende vers kom uit Psalm 63 vers 2. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Hierdie is 'n kragtige beeld van die siel se honger wat slegs deur God se teenwoordigheid bevredig kan word. En dan die laaste vers kom uit Jakobus 4 vers 8 tot 10. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Daaglikse nabyheid tot God is nie eensydig nie. Hy reageer op ons elende, ontmoet ons in ons droefheid en verander ons wanneer ons nederig na hom toe kom. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons chat weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.